Vandag se lesie is nou ons laaste les oor die oplos van vergelykings. Ons het nou in hierdie afgelope paar lesse het ons nou mooi gekyk na die oplos van lineêre vergelykings. Ons het gekyk na die oplos van kwadratiese vergelykings. Ons het gekyk na die oplos van woordsomme en ons het gekyk na die oplos van lettervergelykings. Nou vandag se lesie gaan ons nou kyk na die oplos van lineêre ongelykhede en die getallelyn. En hoe om dit dan op die getallelyn voor te stel. So wanneer ons met lineêre ongelykhede werk en ons los vir x op, dan gaan ons nog altyd hierdie oplossing gaan ons op 'n getallelyn voorstel. Julle sal onthou aan die begin van die jaar het julle mooi geleer hoe om met dit ook al te werk. So kom ons kyk nou net na 'n paar interessanthede van ongelykhede. As ek kyk na -5, kan ek sê -5 is kleiner as 3. Nou as ek nou van -5 af nog 2 gaan aftrek, dan kan ek sien my antwoord is -7. As ek van 3 af nog 2 gaan aftrek, dan beteken dit my antwoord is 1. En ek kan sien -7 is steeds kleiner as -1. Met ander woorde, daar het geen verandering in my teken gebeur nie. Onthou altyd, dit werk soos in al die oplos. Wat jy links doen, moet jy regs doen. As ek -5 het, wat ons nou gesê het, kleiner is as 3, en ons gaan nou aan die linkerkant by -5 byvoorbeeld 6 bytel. En ons gaan aan die regterkant dan ook 6 bytel, want wat ons links doen, moet ons regs doen. Dan kan ek nou sien -5 plus 6 is 1. En 3 plus 6 is 9, en ek kan steeds sê dat 1 kleiner is as 9. So belangrik, let julle op, my teken bly presies dieselfde. So, wat is ons afleiding? As ons aan die linkerkant bytel of aftrek, en ons tel aan die regterkant by of ons trek af, dan bly ons teken onveranderd. Goed, maar kom ons gaan stel nou 'n bietjie verder ondersoek in. Ons kan mos nou sê 10 is groter as 6. As ek nou aan die linkerkant byvoorbeeld gaan deel deur 2, dan kry ek 10 gedeel deur 2 is 5. En as ek aan die regterkant deel deur 2, dan kry ek 6 gedeel deur 2 is 3. En wat let ek op? 5 is nog steeds groter as 3. Met ander woorde, my teken bly onveranderd. Kom ons gaan kyk nou na die volgende enetjie. As ons het 10 is groter as 6, maar ons gaan nou deel deur -2. Onthou, ons gaan nou deel deur -2. Met ander woorde, 'n plus gedeel deur 'n min is 'n min. 10 gedeel deur 2 is 5. Aan die ander kant het ons 'n plus gedeel deur 'n min is 'n min. En 6 gedeel deur 2 is 3. Maar wat sien ons nou? Ons sien nou dat wat het gebeur? -5 is nou kleiner as -3. Met ander woorde, wat sien ons het ons teken gebeur? Hy het van 'n groter as na 'n kleiner as toe verander. Ons kan dieselfde tipe voorbeeld gebruik as ons het 10 is groter as 6
en ons maal met 2. Onthou wat ons links doen, moet ons regs doen, dan kry ons 20 en ons kry 6 maal 2 is 12. 20 is steeds groter as 12. Met ander woorde, hier sien ek weer my tekentjie het onveranderd gebly. Maar wat gaan nou gebeur as ons met 'n minus maal? As ek nou gaan maal met minus 2, wat gebeur dan? Ek kry dat 10 maal met minus 2, 'n plus maal 'n min is 'n min. 10 maal 2 is 20. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Ek moet die 6 ook nou met die minus 2 maal. Dan kry ek 'n plus maal 'n min is 'n min. 6 maal 2 is 12. Maar wat sien julle nou weer hier gebeur? Dit is heeltemal reg, my minus 20 is baie kleiner as minus 12. So wat het weer gebeur? My teken het omgedraai. Goed, so wat is die belangrike gevolgtrekkings wat ons kan maak? As jy nou kyk uit die voorbeeldjies wat ons nou gedoen het. So die eerste gevolgtrekking wat ons kan maak, is as ons optel en aftrek, aan beide kante bly my ongelykheidsteken dieselfde. Wat was die tweede gevolgtrekking wat ons kon maak? Die tweede gevolgtrekking wat ons kon gemaak het, is dat as ons maal en deel met positiewe getalle aan albei kante, dan bly my ongelykheidsteken ook dieselfde. En my derde gevolgtrekking, en dit is 'n baie belangrike gevolgtrekking die. Goed, so ons derde gevolgtrekking wat 'n kardinale belangrike gevolgtrekking is as ons maal en deel met negatiewe getalle aan beide kante, draai my ongelykheidsteken om. Dit is baie belangrik dat julle dit moet onthou. Goed, so, ons gaan kyk na die volgende voorbeelde. Voordat ons kyk na die volgende voorbeelde, kom ons kyk net gou. Wanneer die oplossings vir x op 'n getallelyn voorgestel moet word, geld die volgende reëls vir die getallelyn. En julle kan hierdie nou onthou, dit is weer ook 'n bietjie hersiening van die werk wat julle vroeër in die jaar gedoen het. Maar kom ons kyk, ons skryf net hierdie belangrike reëls ook gou neer. As ons kyk na die eerste reël, 'n oop kolletjie op die getallelyn beteken die waarde word uitgesluit. Uitgesluit, hy is uitkleur uit, so hy is nie ingekleur nie. Wanneer ek kyk na 'n toekol, met ander woorde 'n kol wat ingekleur is, wat beteken dit nou weer? Dit beteken die waarde word ingesluit. Julle is heeltemal reg, ingesluit en ingekleur. So as hy deel uitmaak van die oplossing, dan word hy ingekleur. Die volgende wat julle moet onthou, is as ons 'n lyn trek, of as ons hom so 'n toekol in 'n oopkol, dan is dit die manier wat ons reële getalle voorstel op ons getallelyn. Wanneer ons net kolletjies sit op elke getal wat deel uitmaak van die oplossing, dan beteken dit ons werk met ons natuurlike getalle, ons telgetalle en ons heelgetalle. Die derde ding wat julle moet onthou as ons praat van ons intervalnotasie. Nou julle het al hierdie goed gedoen aan die begin van die jaar. As ons kyk na ons intervalnotasie, dan beteken die blokhakkies dat dit
ingesluit is. Onthou, Tannie het vir julle gesê, die blokhakies, as julle hulle rug aan rug sit, dan maak dit 'n I. As julle kyk na dit, maak dit mos 'n I. Met ander woorde, blokhakies beteken ingesluit. En ons ronde hakies beteken uitgesluit. Wat is nog 'n belangrike ding wat julle moet onthou? Is intervalnotasie word slegs vir reële getalle gebruik. So hier is dit nou net belangrik dat julle julle vraag mooi lees, dat en hoe hulle vir julle vra om dit voor te stel. Goed, so kom ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde. Die vraagie vra nou vir ons los op vir x en dui die oplossing aan op 'n getallelyn vir x se element van 'n reële getalle. Met ander woorde, ons sien nou hier, x is 'n element van ons reële getalle. Met ander woorde, ons gaan met streepies werk en ons kan van intervalnotasie ook gebruik maak. Goed, so, as ek het 3x is kleiner as 6. Met ander woorde, onthou, ons gaan wat ons links doen, gaan ons regs doen. Goed, ek wil vir x alleen hê, met ander woorde, ek gaan deel deur 3, wat ek links doen ek regs. Ek deel deur 'n positiewe, en dit sê vir my teken bly onveranderd. Met ander woorde, as ek nou daai moet voorstel op 'n getallelyn, ek kry my antwoordjie, x is kleiner as 2. As ek my antwoord nou op 'n getallelyn moet voorstel, onthou die kleiner as beteken nou hy is nie ingesluit nie, né? Met ander woorde, ek gaan hierso by 2, gaan ek 'n oopkol hê, x is kleiner as 2, so dis al die waardes van x. So dis al die waardes van x wat kleiner is as 2. X is 'n element van reële getalle, so ons kan hom ook skryf in terme van intervalnotasie, so ek kan sê x is 'n element van, onthou ons kleinste enetjie kom altyd eerste. Hy gaan nou aangaan tot by minus oneindigheid, en hy stop by 'n maksimum waarde van 2, die 2 is uitgesluit, so dis ook 'n krulhakkie. Hierdie is dan ons intervalnotasie. Dan doen sommer al die intervalnotasies ook saam, sodat julle kan leer om dit ook te skryf. Goed, ons tweede voorbeeldjie. As ons het 3x, 3 maal met 2 minus x in hakies, kleiner as 12. Goed. Ek los op die gewone manier op, met ander woorde, ek gaan 3 maal met 2 is 6. Dan het ek 3 maal met minus x gee vir my, minus 3x is kleiner as 12. Ek wil vir x alleen hê, met ander woorde die 6 gaan oor. So ek het minus 3x is kleiner as 12 minus 6. Onthou dieselfde reëls geld, so minus 3x is kleiner as 6. Hier gebeur nou 'n belangrike ding wat julle moet oplet, ons gaan deel deur 'n minus. Goed, so as ons deel deur minus 3 wat ons links doen, moet ons regs doen. En onthou, wat sê ons reël, as ons deel deur 'n negatief moet ons teken omdraai. Met ander woorde, x is groter as min 2. So dis baie belangrik dat julle sien, my teken het van 'n kleiner as na 'n groter as toe verander. As ons dit nou voorstel op die getallelyn, x is 'n element van reële getalle, hy is van min 2 af,
So hy is groter as min 2, so ek het 'n oop kolletjie op die min 2 en dit is dan al die x'e groter as min 2. As ek hom in intervalnotasie voorstel, dan het ek x 'n element van, ek begin altyd by my kleinste getalletjie, my kleinste getal is min 2 en hy is uitgesluit, so dis 'n ronde hakkie, en hy gaan tot by oneindigheid wat ook uitgesluit is, want oneindigheid kan nooit ingesluit wees nie. Ons kyk na nog 'n voorbeeldjie. Ons het 'n half x minus 3x op 4 groter of gelyk aan 2/3. Goed, so ons kan hierdie ook skryf as x op 2 minus 3x op 4 groter of gelyk aan 2/3. Onthou, jy werk met 'n ongelykheid presies dieselfde asof dit 'n gelykheid is. Met ander woorde, wat gaan ons nou in die eerste plek doen? Ons gaan ons KGV kry, wat van 2 en 4 en 3, wat 12 is, en dan gaan ons regdeur vermenigvuldig met ons KGV. So, met ander woorde, ons maal met 12, maal met 12, maal met 12 regdeur. As ek nou met 12 vermenigvuldig het, dan gaan ek nou sien, 2 gaan in 12 in 6 keer, so ek kry 6x, minus 4 gaan in 12 in 3 keer, 3 maal 3 is 9x, is groter of gelyk aan, my 3 gaan in 12 in 4 keer, 4 maal 2 is 8. Ek kry met ander woorde minus 3x is groter of gelyk aan 8. Wat sien julle nou weer raak? Ons gaan deel deur 'n minus. Dis reg, en wat sê my reël? As ek deel deur 'n minus, dan gaan my teken omdraai. Met ander woorde, ek kry x is kleiner of gelyk aan minus 8 op 3. As ek hom nou voorstel op 'n getallelyn, kleiner of gelyk aan minus 8 op 3, met ander woorde, ek het my minus 8 op 3 hierso, kleiner of gelyk aan beteken hy is ingesluit, so hy is ingekleur, en dit is al die waardes kleiner as minus 8 op 3. As jy wil seker maak tussen watter getalle dit lê, dan kan jy ook sê minus 8 op 3 is minus 2 en 2/3, met ander woorde, hy lê tussen minus 2 en minus 3. Goed, vir die getallelyn, as ons hom in intervalnotasie voorstel, x is 'n element van, ons begin by ons kleinste getalletjie wat min oneindig is, en tot by minus 8 op 3, die minus 8 op 3 is ingesluit, so hy is 'n blokhakkie. Dit is dan my intervalnotasie van voorbeeldjie 3. Kom ons kyk na die volgende voorbeeldjie. Ons het 5 is kleiner of gelyk aan 1 minus 2x is kleiner of gelyk aan 11. Met ander woorde, hier staan my x nou net mooietjies tussen twee getalle. Okay? Onthou, ek werk op presies dieselfde manier. Ek wil x alleen kry. Met ander woorde, as ek hierdie x alleen wil kry, gaan ek nou sien ek moet my plus 1 linkerkant toe vat en ek moet hom regterkant toe vat.
Met ander woorde, ek kry 5 minus 1 is kleiner of gelyk aan minus 2x, kleiner as 11 minus 1. Jou reël bly presies dieselfde. As jy hom oorvat, verander sy teken. So ek het 4 is kleiner of gelyk aan minus 2x is kleiner as 10. Onthou, ons is nog steeds besig om te werk met x as reële getalle. Wat gaan ons nou doen? Ons deel deur 'n minus 2. As ek aan die 1 wat ek met die 1 doen, moet ek met al die ander doen, so ek moet reg deur deel met minus 2. Met ander woorde, ek kry minus 2x minus 5. Wat is die belangrike ding wat moet gebeur? My tekens moet omdraai, want ek het gedeel deur 'n negatief. So hierdie moet 'n groter of gelyk aan word, en daai moet ook 'n groter as word. Onthou, wiskundig skryf ons hom nou net altyd netjies, so jy begin by jou kleinste getalletjie, minus 5 is kleiner as x, is kleiner of gelyk aan min 2, en dit is altyd die regte manier om hom te skryf. Goed, jy begin by jou kleinste getal links, so jy draai hom nou net weer om. X 'n element van 'n reële getalle. As ek dit nou moet voorstel op my getallelyn, het ek my getallelyntjie. My kleinste waarde is minus 5, my grootste waarde is minus 2. My kleinste waarde is uitgesluit, met ander woorde, hy het 'n oopkol. My grootste waarde wat minus 2 is ingesluit. Hoe weet ek hy is ingesluit? Want hy het hierdie is gelyk aan ook. En as ek my lyntjie verbind, dan het ek hom nou daar mooi voorgestel. As ek dit nou egter wil skryf in intervalnotasie, het ek x is 'n element van, my minus 5 is uitgesluit soos 'n ronde hakkie, my kleinste waarde. My grootste waarde is ingesluit, so dis 'n blokhakkie. En dit gee vir ons intervalnotasie. Kom ons kyk net na nog 'n voorbeeld. Ons het byvoorbeeld minus 5 kleiner of gelyk aan 2x plus 1 kleiner of gelyk aan 5. Ok, so die vraag is, los op vir x. As ons x wil oplos, gaan ons in die eerste plek my plus 1 wegvat, so hy gaan regs en links. So ek het minus 5 minus 1 is kleiner of gelyk aan 2x kleiner of gelyk aan 5 minus 1. Na albei kante toe werk dit dieselfde. As hy oor die ongelykheidsteken gaan, verander sy teken. So ek het minus 6 is kleiner of gelyk aan 2x kleiner of gelyk aan 4. Ek wil x alleen hê, so ek moet nou deel deur 2. Wat ek met die 1 doen, moet ek met al die ander doen. Maar let op, ons deel deur 'n positief. Met ander woorde, ek het min gedeel deur 'n plus is bly 'n min, 6 gedeel deur 2 is 3. Omdat ek deel deur 'n positief, gaan my teken glad nie verander nie. Goed, my tekens bly nou presies dieselfde. Julle kan sien, ek het nou gedeel deur 'n positief, so my tekens bly presies dieselfde. As ek nou hierdie moet voorstel op my getallelyn, my kleinste getalletjie is minus 3, my grootste getal is 2. Die is gelyk aan beteken dit is ingesluit, met ander woorde, ek moet op al twee 'n ingekleurde kol hê, want hulle is ingesluit. En ek verbind die twee kolle met 'n reguit lyn. As ek hom gaan skryf in intervalnotasie,
dan het ek 'n blokhakkie, -3, 2 en weer 'n blokhakkie. Goed, dan hoop jy verstaan hierdie lesie nou pragtig, en dat jy hierdie lesie kan jy nou lekker inoefen met jou huiswerkies. Dit maak 'n belangrike deel uit van wiskunde. Geniet dit.